Gemeente, terwyl ons wag vir die musikante, is julle baie welkom om so lank te blaai na Efesiërs, hoofstuk 6, dan spaar ons 'n bietjie tyd net nou. Efesiërs hoofstuk 6, ons is eers besig met wapenrusting. Vriende, kom ons sluit ons oor net voor ons die woord van die Here lees, en dan erken ons net voor ons dit lees weer ons absolute afhanklikheid van die Here, terwyl ons welkom is en welkom voel en weet, die Here is hier en die Here wil met sy kinders praat, en dat die Here ook elkeen van julle as individue bestel het om hier te wees, deur hierdie storm heen, en dat julle veilig is en dat ons gesond is om hier te kan wees. Maar kom ons vra net die Here om met ons te praat. Hemelse Vader, U woord is vir ons kosbaar. In hierdie lewe is daar vir ons geen ander handboek wat meer waarde het nie. Daar is nie 'n graad of 'n geleerdheid wat ons kan kry, wat vir ons meer waardevol sal wees as om U te ken en U skrifte te ken en dit in ons harte laat woon en daardeur te lewe nie. En daarom vra ons Here dan ook vanuit die perspektief van ons eie swakheid, dat U asseblief U woord vir ons sal oopbreek in hierdie oggend. Ons weet U woord is eenvoudig, dis verstaanbaar, selfs 'n kind kan dit verstaan, maar Here, selfs te midde daarvan weet ons dat ons baie keer dinge mis, omdat ons hart dalk nie ingestel was, omdat daar dalk iets is tussen ons en U, omdat daar dalk 'n blokkasie is. Daarom wil ek vra, Here, dat U elke hindernis sal verwyder in hierdie oomblik, sodat ons alles kan hoor wat van U hemeltroom in hierdie oggend sal kom. Vader, ons bid dit in die naam van Jesus, in afhanklikheid en deur U genade. Amen. Vriende, net voor ons by die skriflesing kom, U weet ons is besig met die wapenrusting van God. Die volgende element wat ons moet bespreek, spesifiek vanoggend, is die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. En net voor ek die skrifgedeelte vir u lees, weer 'n slag, wil ek net vir u herinner, en bes moontlik het u al 'n paar keer hierdie illustrasie gehoor, selfs by my ook. Dis een van my gunstelinge, ek hou daarvan, en ek quoteer dit baie. En ek hoop deur dit baie te quoteer, gaan u dit ook aanleer en dit onthou, sodat dit vir jou ook 'n bemoediging kan wees, soos wat dit vir my 'n bemoediging is. The great preacher, Charles Haddon Spurgeon, said it well. There is no need for you to defend a lion when he's being attacked. All you need to do is to open the gate and let him out. Dit is die woord van God. Daar's geen rede vir jou om die Bybel te verdedig nie. Die Here verdedig homself. Jy weet, vriende, ek dink een van die uitdagings wat ons het in die tyd waarin ons lewe, is daar word te min gemaak van die krag en die waarde van die Bybel. En dis hoekom mense verdraaiings het, en dis hoekom dit nodig is, dat ons baie keer in gesprekke met mense moet tree om vir hulle te sê, weet jy wat, dit wat jy nou daar sê is waansinnig, dis vals, dit maak geen sin nie. Kom ek help jou met die waarheid. En dan maak ons die skrifte oop, en dan help ons hierdie mense. En die Here Jesus het vir ons hierdie wapenrusting gegee, want julle is blootgestel, julle werk onder mense, wat in baie opsigte, baie keer die Bybel verdraai, wat baie keer vir jou teksverse en WhatsApp boodskappe en posts op Facebook en TikTok video's en ek weet nie wat alles vir jou stuur, waar mense dinge van die Bybel sê wat nie waar is nie. En die kinders van die Here laat dit toe. Ons skryf nie terug en sê, weet jy wat, dis nie wat daar staan nie. Hoeveel keer gaan check jy 'n vers wat iemand vir jou stuur, 'n versprent, om te gaan kyk of dit is wat in die Bybel staan? Ons het dit al gekry, dat jy daai versgedeelte gaan opsoek, dan staan dit nie eens daar nie, wat in die vers, in die prentjie staan, dis nie eens in die Bybel. Maar ons aanvaar en aanvaar en aanvaar en aanvaar. Elke liewe boodskap hier, elke liewe video, asof dit waarheid is. Vriende, dit het tyd geraak dat ons weer begin om alles te toets. Elke liewe ding, selfs die getroue bronne,
toets hulle ook. En met dit in gedagte, kom ons wend onsself net weer tot die wapenrusting, wat die Here tot ons beskikking gestel het, sodat ons onsself kan bekragtig, om staande te kan bly teen die bose vyand. Efesiërs 6 vers 10. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied. Hoor julle daai woord? En die kinders van die Here bied nie meer weerstand nie, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Neem aan die helm van verlossing en, hier is ons skrifgedeelte vandag, die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat het woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek gesand is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Net tot sover. Vriende, ons weet in hierdie tyd nou al baie duidelik, dit is geen geheim nie, dat verlossing, wedergeboorte, bekering, kom slegs deur die prediking. Dit kom slegs deur die verkondiging of die oordra van die goeie nuus. In Jesaja 52 vers 7 lees ons hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. En dan in die Nuwe Testament, in Romeine 10 vers 17, die geloof wat lei tot bekering, wedergeboorte, veranderde lewe, om Christen, 'n kind van die Here te word, die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God, wat gepreek word. Deur die woord van God. So om te verkondig, om te preek, om te getuig van wedergeboorte, is 'n magtige wapen teen die vyand. Ek sê dit uit die staanspoor uit. Ons almal ken 'n swaard, ons almal weet hoe lyk 'n swaard. Nou onlangs verlede jaar toe ons sonnaskool toneel gehad het, het ek 'n swaard gaan sny uit polistireen uit. En een van ons jong manne het die swaard gedra en ons weet hoe werk die swaard. En die swaard het 2 snykante. Maar 'n swaard is om hier aan te val. En ek weet ons sê baie keer die wapenrusting het nie aanvalswapens nie, dis net om te beskerm. Maar vriende, hier is jou aanvalswapen. Die swaard, die woord van God. Dis die swaard van die Gees. Jy weet, as ek begin dink aan 'n swaard, dan dink ek dadelik aan ou Petrus, en julle weet hoe driftig die man was. En daar is die Here Jesus in die tuin van Getsemane, en hy het ernstig in hart gebid, tot sy hemelse Vader, dat hierdie beker by hom weggeneem kan word. En sy getroue disippels is by hom, en hier kom hierdie mense aan, wat hom gevange wil neem, saam met Judas, Iskariot, wat hom verraai. En hy sê, dit is die teken, ek sal hom soen. En toe hy Jesus soen, toe kom hulle op Jesus af. Maar die persoon wat Petrus is, sal dit nie toelaat nie, en hy gryp sy swaard. En die woord van die Here sê vir ons, luister baie mooi, Matteus 26:51, en een van die wat saam met Jesus was, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek, en hy die diensknegt van die hoëpriester geslaan, en sy oor afgekap. Dis wat 'n swaard doen. Swaard beskerm. 'n Swaard val aan. Nou hier in Efesiërs hoofstuk 6 vers 17 sien ons dat die swaard waarna verwys word, is die woord van God. En daarom sê Hebreërs hoofstuk 4 vers 12 vir ons, die woord van God is lewend.
is kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Ek lees dit vir julle. Hebreërs 4:12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dis 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Dis net hierdie woord, liewe vriende, wat in jou hart kan penetreer. Hoe baie hoor ek dit wanneer ek mense groet by die deur en sê, Dominee, jy het net vir my gepreek. Ek sê, nee, ek het nie net vir jou gepreek nie. Ek het eers vir my gepreek. Net so, by the way. So hierdie woord het eers in my hart ingesteek. Dit het eers weer gesny. Die binneste wese van wie Tiaan is. En toe staan Tiaan maar net hier voor en hy lewer daardie woord af wat van die Here afkom. En hierdie woord penetreer God se kinders se harte. Penetreer ook sondaars se harte. Wanneer die Heilige Gees kragtig werk en hy bring hulle tot bekering. Maar moenie dink dat jou mooi praatjies daai werk gaan doen nie, dis net God se woord en geen ander wat hierdie werk doen nie. So tot dusver in die wapenrusting het ons natuurlik nou gekyk na al die onderdele wat die soldaat beskerm, maar nou gaan ons 'n bietjie kyk na die aanvalswapen, die swaard. En ek dink dit is belangrik dat ons dit sê. Die swaard van die Gees van God, die Heilige Gees van God. En om dit te verstaan, moet ons kyk na albei elemente van hierdie vers, baie belangrik. Die swaard van die Gees aan die een kant, en natuurlik die woord van God aan die ander kant. En hoe hierdie twee konsepte, of idees, of frases, met mekaar verband hou. En ek hoop aan die einde van hierdie boodskap sal ons dit verstaan. Nou, vriende, net as julle gedink het, ek is bietjie slim, ek is nie baie slim nie, want ek nou vanoggend het, as ons gaan kyk na die vers, kom ons begin by die laaste gedeelte. Ons maak soos die Hebreëse mense, of ek dink die Chinese begin ook agter en onder lees of iets, en kom ons begin agter, dan beweeg ons vorentoe. Kom ons kyk eers na die woord van God, en dan kyk ons wat beteken die swaard van, of die Gees. Die swaard van die Gees. Die woord van God. Ons begin daar. So hier moet ons baie versigtig wees met wat ons aflei die woord van God is. Vriende, luister baie mooi. Die vraag wat ek vra is, gaan dit hier uitsluitlik oor die woord as geskrewe woord, die Bybel, in my hand? Of kan dit ook wees dat hierdie woord beteken die gesproke woord, wat by my mond uitkom, wat natuurlik hierdie as fundament het? Net nou 'n liedjie gesing, en ek weet nie of jy die woorde kan onthou nie, en dit mag jou pla, as jy bietjie verder dink, waar ons sê, Jesus loves me, it's not just the Bible that tells me so, nou dink ek praat baie disrespect van die Bybel, en die Bybel vertel my dat Jesus my lief het, ja, dis waar. Maar is hierdie woord waarvan Paulus praat, hierdie swaard, net die geskrewe woord, die Bybel? En om jy te help, vriende, gaan ons net vir 'n oomblik terug, na die oorspronklike taal toe, en net vir julle inligting, julle het al die woord gehoor, die woord wat hier gebruik word, is die woord Rema. Julle onthou Rema Kerk daar, bo in Johannesburg, Rymekoli, groot Rema Kerk, Charismatics, die doel ver gemis, maar dis die woord, Rema. En hierdie woord, Rema, is die woord vir gesproke woord. Om die waarheid te sê, as jy na die Strongs woordeboek gaan, is 'n woordeboek wat al die woorde het wat in die Bybel opgeteken is, Hebreëus, Grieks en Aramees, en jy kan nou langs elkeen, as jy nou die tale ken, kan jy langs na elkeen van die woorde toe gaan, en jy kan kyk wat sy konteks is, waarbinne hy gebruik word, wat 'n tipe woord dit is, en wat sy betekenis is binne in daardie bepaalde konteks. En hierso in Efesiërs hoofstuk 6, waar hierdie woord gebruik word, is die woord Rema baie eenvoudig, en utterance, met ander woorde, om iets uit te spreek. Paulus gebruik presies dieselfde woord, as julle gou wil kyk in jou Bybel, want ek sien julle Bybels is ook baie mooi. Ek geniet dit as julle Bybels ook bly. In Efesiërs 5 vers 26 gebruik hy ook hierdie selfde woord. Weereens die woord Rema, die gesproke woord. En die rede hoekom ek dit sê vanoggend, vriende, is baie eenvoudig. Ek wil hê julle saam met my volg. Ek wil hê dat julle sal verstaan dat die krag
van die woord van God is nie per se hierdie Bybelboek nie. Jare terug toe ek in Parow was, nog 'n jong predikant, het ek my Bybel gevat en hom so gegooi op die verhoog en die hele gemeente het amper 'n hartaanval gekry. Maar ek het 'n punt geïllustreer, net so by the way, dis nie uit disrespek uit nie. Hierdie Bybel kan oud raak. Hierdie Bybel verweer. Hierdie Bybel se blaaie kan skeur. Hierdie Bybel as hy in 'n vuur beland kan brand. Hierdie Bybel is nie die krag nie. Hierdie boek, die swart ink op wit papier met die dik karton buiteblaaie. Dis nie waar die krag is nie. Die krag is binne die woorde wat uit die hart van God gespreek is, wat deur hierdie boek in my ore inkom en weer na my hart toe afsak en hier in die binnekant van my hart landingsplek vind. En daarom, vriende, wil ek vanoggend vir jou sê, as jy nie die skrifte ken nie, is jy op 'n baie gevaarlike plek. Want die woord van die Here behoort in jou hart te wees. Dit is my interessant, die van julle wat al van hierdie films gekyk het, waar al hierdie lelike dinge gebeur, bose geeste en demone en sulke viesike goede. En baie keer in van daai films, jy sal sien, dan kom die mense so met die Bybel aangeloop, en dan jaag hulle die bose gees weg, of hulle kom met 'n kruis, en dan gaan die bose gees weg. Geen krag in daai ou, wat uitgekerf is, wat lyk soos 'n kruis, is geen krag in hierdie boek nie. Jy gaan nie die duiwel wegjaag met die boek, omdat hy onder jou kopkussing is, of jou bedkassie lê vol stof nie. Niks gebeur nie. Dit is net so goed soos al die ander boeke, wat op jou boekrak is. Tensy die hart van God, wat deur hierdie boek kom, in jou hart beland het. En dis hoekom julle sal agterkom, en ek sal 10 so aftree in hierdie gemeente, as die Here my so lank hier bewaar. Dit sal my laaste boodskap ook wees. Memoriseer die skrifte. Doen daaglikse Bybelstudie. Spandeer genoegsame tyd in gebed elke dag. Ek onthou nie goed nie, dis een van my swakhede, ek onthou nie goed nie, ek sukkel om dinge te onthou. Ek memoriseer verse en ek memoriseer en ek memoriseer en ek vergeet. En ek het die Here begin bid, Here asseblief help my. Wees my genadig, want ek kan nie onthou nie. En weet julle wat, die Here help my. Die Here help my. Ek het gister weer gesit en 'n skrifgedeelte gememoriseer. Dit is moeilik, maar dit kom. En daarom wil ek jou aanmoedig, moenie skuil agter jou swakheid nie. Bid die Here dat hy jou swakheid 'n sterkpunt maak. Maar dit sal my laaste boodskap wees, memoriseer die skrifte, want dan gaan 'n dag kom wanneer hierdie Bybel nie gaan hê nie. Hierdie Bybel gaan verweer, hierdie Bybel gaan by jou weggeneem word. Dit het al gebeur in ander lande en dit gaan hier in ons land ook nog gebeur. Dis die Gees van God wat hierdie woorde wat vir ons opgeteken is in die Bybelboek krag gee. Dis die Gees van God wat dit in my hart laat insink, wat vir my 'n ontvanklike hart gee. Soveel so dat ek dit wil memoriseer en wil onthou. Soveel so dat ek wil hoofstukke en hoofstukke uit die Bybel kan quoteer, sonder om eers te kyk. En dan is dit nie meer net woorde nie, dan is dit nie meer net 'n boek nie. Mense kan jou Bybel steel, hulle kan jou Bybel verbrand, hulle kan jou Bybel vernietig, maar wanneer die woord van God in jou hart is, kan niemand dit by jou vat nie. Hoeveel teksverse ken jy? Hoeveel teksverse kan jy quoteer? Wat gaan jy doen as jy vandag gevang word en in die tronk gestop word en daar is nie 'n Bybel nie? Hoe gaan jy God se woord onthou? Hoeveel teksverse ken jy? Ken jy Johannes 3 vers 16? Ons almal ken hom, meeste. En tog is hier party wat sukkel. Ken jy in Johannes 5 vers 13? Weet jy waar daar staan? Dit is deel van jou wapenrusting, as jy dit nie ken nie, het jy 'n probleem. Onthou jy Matteus 11:28? Hoeveel teksverse ken jy?
dit lyk vir my, ons sukkel om die swaard te gebruik. Dis hoekom die vyand veld wen. Dis hoekom ons meer en meer van hierdie versprente kry. En TikToks, en Facebook posts, en allerlei goedjies met prentjies met goddelose goed op. Mense kyk nie eens meer, stuur net aan, forward. Ek voel partykeer ek kan, God se woord het nie meer vir ons daai krag, daai waarde wat behoort te hê nie. Daar moet 'n koneksie wees tussen die woorde van God, die verstand wat dit prosesseer en aanvaar, en die mond wat dit spreek. Die vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy is op soek na die wie hy kan verslind. Jy kan sê, dominee, ek het die volle wapenrusting aan, ek weet ek is 'n kind van God, ek is waarlik wedergebore, ek het tot bekering gekom, Jesus het al my sonde vergewe, ek is gewas met die bloed van die lam, ek is 'n nuwe mens, ek is bekleed met Christus. Wonderlik! Waar is jou swaard? Waar is jou swaard? En as jy die swaard het, dan vra ek, kan jy hom gebruik? So dit is die woord van God. En daarom kan ek sê, Jesus loves me, this I know. It's not just the Bible that tells me so. God se woord het uit die hemel uit. In die harte van manne beland wat het neergepen het, swart op wit, deur eeue behoue gebly, sodat ek die prediking kon hoor, sodat die geloof in my hart kon inkom, en ek waarde kon heg aan hierdie woorde, daai woorde landingsplek vind in my hart. En ek dit bewaar, deur dit te memoriseer. En nou het ek 'n swaard wat ek kan gebruik op 'n daaglikse basis. Goed, dis die woord van God. Maar kom ons kyk na die swaard van die Gees. Dis waar, jy moet die woord van God ken. Vriende, ek plaas baie druk daarop, en ek hoop julle voel sleg. Ek hoop jy voel sleg omdat jy nie baie teksverse ken nie. Gaan huis toe en gaan leer. Ek moes ook sleg voel op 'n stadium. Ek moes ook op 'n stadium in die verleentheid kom. Is goed dat ons sleg voel soms. So gaan huis toe en gaan leer dit, maar weet jy wat? Dit moet op jou hart geskrywe staan. Die bose en die verlore wêreld moet aangespreek word in die naam van die Here, met die woorde van die Here. En ek weet nie van julle nie, maar dit is vir my so klein bietjie moeilik om die hele tyd die Bybel onder my arm te hê. Jy weet, ek is nou besig om 'n ding in te sit daar by die huis, 'n gat geboor in die muur, en jy weet, die Bybel onder die arm is nou moeilik, want miskien kom iemand verby en ek moet hulle 'n versie gee. As ek in die kar ry, jy weet, dis moeilik om die kar te ry met die Bybel hier onder die arm. Dit pla so 'n bietjie. Net 'n rolletjie kar of ek maak 'n ongeluk. Dit is regtig moeilik om altyd die Bybel by te hê. Nou sê julle, dominee, ons het ons app op ons selfoon. Ja, ek het ook die app op my selfoon. Dis kry, dis wonderlik. Kan enige versie daar vind. Maar kan jy nou dink, as ek nou dadelik met iemand praat wat saam met die kar ry en ek het 'n vers, en ek wil dit graag vir hulle gee, maar ek kan nie onthou nie, maar ek weet dit staan in die Bybel. So hy ouens, wag net gou so 'n bietjie, ek moet net gou my app oopmaak, en dan gou kyk, wag net so 'n bietjie, wie bestuur nou die kar? Waar is die kar op pad heen? So dis moeilik, ek kan nie ook nie eens altyd na die app toe gaan nie, want die app is net so moeilik. Waarom is dit nodig dat die woord van God op ons harte is? Sodat die Gees van God wat in my bly, daai woorde kan na vore bring. Sodat op die regte oomblik, op die regte tyd, in die regte plek, daai woord na vore kan kom, en wat my mond uitgespreek kan word. En daarom moet ons hierdie bose wêreld met God se woorde aanspreek, en ons kan nie altyd 'n Bybel by ons dra nie. Ek wil iets vanoggend vir julle sê, as julle ooit gewonder het, en ek dink God se kinders twyfel baie. Het julle geweet dat die woord van die Here is altyd effektief? Dit doen altyd wat dit sê dit gaan doen. En ek weet hierdie illustrasie het ek ook gebruik, dis ook een van my gunstelinge, en in fact, net as julle gewonder het, ek het hom die laaste tyd al 'n paar keer gebruik. So die wat hom al gehoor het, gewonderlik, die wat hom nie gehoor het nie, julle gaan dit definitief geniet. Dit sê net vir ons dat die woord van die Here is altyd effektief. Nou, een van die beste dinge om die woord van die Here te preek,
is dat jy weet dat die woord van die Here altyd die doel bereik wat God bedoel het dit moet bereik. En dit wat God bestem het, dit moet doen. So hierdie illustrasiekie gaan maar basies oor daai ou tannetjie wat op die platteland gebly het. Onthou julle daai enetjie van die ou tannie van die platteland? En enigiemand wat hom nog nie gehoor het nie, laat ek sien. Ja, nie eens mense wat nie gehoor het nie. Ou tannetjie wat op die platteland gebly het en daai high pitch seilstok, stofsuier verkoper wat by haar huis aankom om vir haar demonstrasie te wil gee. Ek lees dit gou vir julle as julle hom nie gehoor het nie. Maar dit pas baie mooi by vanoggend se boodskap. Hy sê, "Madam, I have the greatest product you have ever seen. This vacuum cleaner will eat up anything. In fact, if I don't control this vacuum, it will suck up your carpet." Before the woman could reply, he went on to say, "Lady, I want to give you a demonstration." Ek dink ek het hom laas jaar gebruik. Iewers in laas jaar wie waar ek gesê. The salesman went to the fireplace, scooped up some ashes and threw them in the middle of the carpet. Then he reached into a bag in his pocket and poured more dirt and jumped right onto the carpet. After making a thorough mess, he said, "Madam, I want you to watch this product at work. I guarantee it will suck up every bit of everything I've thrown onto your rug." The woman stood aghast, speechless, and the salesman went on to say, "Lady, if it doesn't suck up every bit of this, I'll eat it all with a spoon." The woman looked the salesman in the eye and finally found her voice. "Well, sir, start eating. We ain't got no electricity." Vriende, jy kan die beste Kirby op die mark hê. Die beste groen monster. Maar as hy op 'n sekere plek nie gaan werk nie, is hy useless. Is erg om te sit met die beste produk in die hele wêreld en hy werk nie. Die Bybel is nie so nie. Die woord van God is nie so nie. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit het nie nodig om onder my arm te wees nie. Dit het nie nodig om in my sakkie te wees van my hemp nie. Dit het nie eens nodig om in my kar te wees waar ek ry nie. Dit het nie nodig om enige plek te wees nie, wanneer dit in my hart is. Dan kan God dit enige tyd en enige plek gebruik. Die woord van God is altyd effektief en dit doen altyd wat God gesê het dit moet doen. En daarom is die swaard van die Gees die beste wapen teen die vyand. Maar om hierdie mees effektiewe wapen te gebruik of te kan gebruik, moet jy daardie woorde ken. Jy moet dit jou lewensdoelwit maak om die woord van God te bestudeer onder leiding van die Heilige Gees. En vriende, hier is dit groot ding wat ons mis, en dis hoekom ons nou praat oor die Heilige Gees se betrokkenheid by die woord van God. Want dis die Heilige Gees wat hierdie woorde vir my waar maak. Dis die Heilige Gees wat my help om te verstaan. En weet jy kan sit en slaap met die erediens, dis great, want is 'n storm daar buite. Dis ijskoud en jy is warm aangetrek en slaap lekker. As die Heilige Gees in jou hart klop, dan moet jy wakker wees. En dan gaan dit nie help jy slaap nie. En daarom telke male wanneer jy besig is met die woord van die Here, het jy het nodig om te vra, Here, deur die Gees, praat met my. Jy kan nie bekostig om Bybelstudie te doen, as jy nie die Here gevra het om te lei deur sy Gees nie. As jy net gaan sit om gou 'n skriffie te lees, okay, great stuff, ons is vandag by Nehemia 10, ons lees gou 10 verse. Chip tik af, my Bybelstudie is verby vir die dag. Geen waarde, niks. Maar, wanneer jy gaan en jy sê, Here, ek is behoeftig. Here, partykeer so dom. Ek gaan nie woord lees, Here, ek wil graag u stem hoor. Deur u Gees, Vader, deur u Gees, praat met my. Maak my ore oop, Here, en ook die geraas daar buite, doof het vir my uit, dat ek u stem kan hoor. Amen. Jy gaan sê,
van die woord van die Here. En jy begin lees, vriende. My pa het altyd gesê, my waardeerde pa, ek kan vir jou 'n brief gee. Hy het goed voorspel wat met ons kinders gaan gebeur, en hy was altyd reg. So ek kan vir jou 'n brief gee. Jy gaan God se stem hoor. Wil jy sy stem hoor? Ons het gesing, Up in the eyes of my heart, Lord. Ons sing dit so lekker. Maar jy bid nie voor jy Bybelstudie doen nie. Hoe gaan jy sy stem hoor? Hoe gaan jy sy stem hoor as die Heilige Gees jou nie gaan help nie? Want dit is net 'n boek. Die Gees moet dit oordra. Die Gees moet die hart voorberei. Dis hoekom dit die swaard van die Gees is. Die Here se beloftes en waarskuwings sal jou wapen wees waarteen die Satan nie kan standhou nie. En daarmee saam is dit dringend noodsaaklik dat jy deur gebed die Heilige Gees sal vertrou om jou te help die regte woord op die regte tyd te gebruik. Kan ek nog iets sê gou? Die woord van die Here buite konteks. Luister gou. Dis hoekom ek so 'n kleintjie dood het met al hierdie vers boodskapies en prentjies en goetertjies. Die woord van die Here buite konteks. Ek wil amper sê is gevaarliker as Satan homself. Ek het ook al versprente gemaak, julle weet dit, en ek sal dit nog steeds doen, so dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan oor teksverse buite konteks. God se woord buite konteks is gevaarliker as die duiwel self. Want dit sus mense aan die slaap. En hulle dink hulle is besig met God se woord, terwyl hulle besig is met die wysheid of kennis of inligting van mense. Jesus het ons gewys so om die regte woord op die regte tyd te gebruik. Matteus 4 vers 3, baie bekende gedeelte toe Jesus in die woestyn was, onder versoeking van die duiwel. Adrian het nie baie lank terug daarna verwys. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Deuteronomium 8 vers 3. Regte woord op die regte tyd. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, werp jouself af, want daar staan geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Dis woord, dis Bybel, dis Psalm 91, buite konteks, gevaarliker as die duiwel self. Jesus sê vir hom, dit is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Deuteronomium 6 vers 14. Die regte woord op die regte tyd is Deuteronomium 6 vers 16. Matteus 4:8, weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Deuteronomium 6 vers 13. Die regte woord op die regte tyd. Weereens vriende, let op. Dit is die woord van God, die swaard van die Gees. Nie hierdie boek nie. Hierdie boek is vir my waardevol. Hierdie een hou ek op my kansel. Dis waaruit ek lees. Maar ek vertrou die Gees van die Here om hierdie woorde wat ek lees in julle harte af te lewer. Daar sal 'n dag wees wanneer hierdie boek nie meer hier sal lê nie. Nie omdat ons kerk wegbeweeg het van die Bybel af nie, maar omdat ons by alle waarskynlikheid vervolg was en weggeneem is uit hierdie kerkgebou uit. Daar sal 'n dag kom wanneer jy ook nie 'n Bybel gaan hê nie. En die vraag is, wat het oorgebly in jou hart? Is jy 'n kind van die Here met die volle wapenrusting, maar sonder sy swaard? Mag die Here vir julle help, julle versterk en julle die breinkapasiteit gee om huis toe te gaan en die woord van die Here te memoriseer. En ek daag jou uit, daag jou regtig uit.
Gaan huis toe en memoriseer een teksvers vir die week wat kom. Bybelstudente van die senior klas het tans omtrent 4, 5, 6, 7 verse wat hulle gememoriseer moet hê. En ons is besig om daarom te werk. Ek ken hulle. Ek daag jou uit, saam met my. Gaan kies 'n teks. Kry hom onder jou blad. Leer om die wapen te gebruik. En weet jy wat, vra sommer ook vir die Here. Here, ek het nou die teksvers gememoriseer. Geef vir my iewers 'n plek waar ek hom binne konteks kan gebruik. En dan sien jy wat doen die Here. Amen. Sal julle dit doen? Ons sien volgende week. Amen. Amen. Hemelse Vader, baie dankie. U woord is kosbaar, soos wat ons gesê het, ons het gesing daarvan, ons het gepreek daaroor vanoggend. En selfs wanneer ons nou uitgaan in die sonnaskool en in die Bybelklas, gaan hierdie gesprek verder. En my gebed is, Here, dat U vir ons 'n aptyt sal gee vir U woord. 'n Honger. Vader, 'n lus om die woord te memoriseer, sodat ons hierdie magtige en kragtige aanvalswapen kan gebruik in hierdie donker en verlore wêreld. En Here, as dit moontlik is, dat iewers iemand met ons die pad sal kruis wat Jesus nodig het. En dat die woorde wat op ons hart geskrywe is, deur U Gees gebruik kan word om vir daardie persoon die pad te wys na Jesus toe. En dan na hierdie kerk toe. En dan dieper. Heilige Vader, wees ons genadig, want ons is swak, ons weet het, ons erken dit teenoor mekaar. Maar Here, ons wil nie meer skuil agter ons swakhede nie. Ons vra, Here, maak ons sterk waar ons swak is, in die naam van Jesus, en deur die krag van U Heilige Gees. Amen.